Dis die belangrike boodskap wat ek vir julle wil gee. Deur van Chaka Erasmus en Game Farm net gebruik te maak, kry jy die beste moontlike prys vir jou plaas. Ek het my triks, ek het my manoeuvres, maar dis die eindresultaat. Daar is iets wat ek aan julle moet verduidelik. En dit is waarom ek in my advertensies 'n voorstel maak aan die kopers van maak 'n aanbod van 'n sekere bedrag. Dit is min of meer hoe dit lyk. Hierdie is 'n voorbeeld van die Uniondale plaas. Hy word adverteer vir 3.5 miljoen en dan sê ek maak 'n aanbod rondom 2.5 miljoen. Ek beloof nie hulle gaan dit aanvaar nie, maar dis nie onmoontlik nie. Die rede hoekom ek dit doen is as volg. Wanneer kopers rondkyk vir 'n eiendom om te koop, dan sal hulle nou op byvoorbeeld 'n webwerf soos Property24 areas en grootte en pryse en goed intik en dan kyk wat is daar beskikbaar in die mark. Wat jy nou sal sien byvoorbeeld is hier's 62 moontlikhede op hierdie soektog. Nou wat die ouens doen, hulle skraal so vinnig deur en hulle kyk prys hektaar, prys hektaar, prys hektaar. Dit is hoe mense in die wildbedryf 'n plaas soek. Prys hektaar, prys hektaar. So ek wat 'n agent is wat plase bemark, wil hê hierdie skraal, iewers moet die skraal stop en die ou moet kyk, hy moet iets sien hierso wat sy aandag trek, wat hierdie skraal van hom stop. En een van die maniere wat ek uitgewerk het, een van die mees effektiewe maniere, is om in my advertensie vir die koper te adviseer, maak 'n aanbod van. Jy sal nie glo nie, maar dit werk. Die koper stop, hulle kyk, hulle sê my hierdie agent sê, ons kan 'n aanbod maak op hierdie plaas van soveel. Pam, daar kry ek die telefoonoproep. Dit klink stupid, maar dit is regtig so. Kopers bel nie as die prys per hektaar vir hom te hoog lyk nie. Hy bel nie. Hy gaan my nie bel en vir my sê, luister, hy lyk na 'n nice plaas, maar ek maak so en so aanbod nie. Nee, dit werk nie so nie. Hy wil die prys en die hektare by mekaar pas, min of meer, dan sal hy bel. Dis hoe dit werk. Wees slim, skryf in. Hierdie manoeuvre het ek nou baie onlangs eers begin uitvoer. En in 'n baie kort tydjie het dit my groot sukses gegee. En ek gaan vir julle 'n paar praktiese voorbeelde wys. Hierdie plaas byvoorbeeld was in die mark vir 15 miljoen. Daar is hy nou gemerk 13.5. Hy was in die mark vir 15 miljoen. Ek het toe 'n aantekening gemaak hieronder, wat nou verwyder is, want hy's klaar verkoop. Ek het die aantekening daar gemaak, maak 'n aanbod van 10 miljoen. Ek moet sê, ek het nogal regtig gedink 10 miljoen is sy markwaarde. As gevolg van daai aanbeveling van maak 'n aanbod van 10 miljoen, het ek 'n telefoonoproep gekry. Daai koper het vir my baie uitdruklik gesê, as ek nie daar aanbeveel het, maak 'n aanbod van 10 miljoen nie, het hy my nie gebel nie, want die prys per hektaar was vir hom te hoog. Ongeag hoe pragtig jy die plaas beskryf, jy kan hom beskryf en besing soos 'n kanarie, soos die agente doen, gebruik ChatGPT om pragtige woordjies vir jou uit te dink. Die kopersmark kyk na die prys in die hektare en dis wat die oproep inbring. So, ek het nogal regtig gedink 10 miljoen, kry die oproep, en dan is dit 'n risiko, want ek sê die vrou, okay, nou gaan ons die plaas besigtig, ons gaan besigtig die plaas. Hy hou toe baie van die plaas. Hy sê, right, hy maak sy geskrewe aanbod van 10 miljoen. Formeel opskrif, ek gaan nou nie die partye hier identifiseer in die plaas nie, maar formeel opskrif aanbod 10 miljoen.
verwys die aanbod na die verkoper toe. Hy sê nee, hy aanvaar dit nie, te laag. Die koper moet besin, ons besluit ons gaan 'n tweede keer besigtig en met die verkoper gesels ook oor die prys. Ry vir 'n tweede keer is 'n risiko vir my, vir almal. Die ding kan dalk nie deurgaan nie. Ry weer plaas toe, koper kyk die plaas weer mooi deur, praat met die eienaar, met die verkoper, wat gebeur? Selfe kontrak word 13.5 miljoen. Hy was aanvanklik in die mark vir 15 miljoen. So die verkoper het 1.5 miljoen toegegee, die koper het sy aanbod met 3.5 miljoen gestyg, van 10 na 13.5. Die verkoper het gesak van 15 na 13.5. Voilà! My maak 'n aanbod manoeuvre het vrugte afgewerp. Die verkoper het 'n goeie prys gekry waarmee hy tevrede is. Die koper, na herbesinning, het besef hy wil die plaas hê en hy is bereid om meer te betaal en ek het nog kommissie gekry ook op die deal. Daar's hy. Dus dit is markkragte. Dit is markkragte. Nog 'n voorbeeld. Hierdie ene, hy's ook verkoop, geregistreer, oordrag is verby alles. My instruksie was adverteer vir 8.5 miljoen. Ek het in my bemarking 'n aanbeveling gemaak, maak 'n aanbod van 6.5 miljoen. Voilà! Die verkoper aanvaar die aanbod van 6.5 miljoen, die transaksie is deur, hy's geregistreer. Die verkoper is tevrede. Die koper is tevrede en ek is tevrede. Hoekom? Want ek ken my mark. Ek weet waarvoor plase gaan verkoop. As ek hierdie plaas, as ek nie 'n aanbeveling gemaak het nie en ek het hierdie prys op 8.5 gelos, was hy nou nog in die mark. Hy sal nie verkoop vir 8.5 nie. So eenvoudig is dit. Nog 'n voorbeeld. Hierdie plaas het in die mark gekom vir 22 miljoen rand plus kommissie. Ander agente adverteer hom vir. Ek het gereken 'n aanbod van kan dalk billik wees, ek het dit daar geskryf. Kry ek 'n telefoonoproep van die eienaar af uitkak. Dis 'n vrou. Sy gaan nie aanvaar nie, ons mors mekaar se tyd. Sy sal nie minder as 20 miljoen aanvaar nie. Aha, sê ek vir haar, okay, baie dankie. Jy het vir my gesê 22 miljoen. Nou het jy al klaar jou pryse laat sak na 20 miljoen. So ek adverteer hom nou vir 20 miljoen plus kommissie. Terwyl ander agente nog rondploeter op 22 miljoen rand plus kommissie. Weereens, die manoeuvre het gewerk. Die manoeuvre het my iets in die sak gebring. Ek weet nou al watter prys hierdie eienaar in gedagte het. En aangesien ek 'n uitkak gekry het, sê my wenk, hierdie eienaar het my instruksies gegee, hy sal nie kyk na 'n aanbod nie. So, dit sit ek nou daar, want ek het nou 'n uitkak gekry. Maar, daar die prys al 2 miljoen rand gesak, danksy my manoeuvre. Vir my, uit my oogpunt is dit 'n sukses. Ek het 'n 2 miljoen rand voorsprong op ander agente. Laaste voorbeeld wat ek vir julle wil noem. Hierdie plaas byvoorbeeld. 11 miljoen. Ek het 'n aanbeveling gemaak, maak 'n aanbod van maar dit is wat ek dink die plaas voor gaan verkoop. Kry ek 'n uitkak. Jy laat die plaas sleg lyk. Okay. Dan toe verander ek dit. Wenk hierdie hy het ook vir my gesê. Hy het vir my gesê, hy gaan nie sy prys sak nie. Hy het vir my gesê, hy gaan nie sy prys sak nie. Okay. Dan verander ek die wenk. Hierdie eienaar het vir my instruksies gegee, hy sal nie kyk na 'n aanbod nie. Dis reg so. Dan weet ek, die mark weet, almal weet. Dit is die situasie. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Mense, ek verkoop nie van vandag af plase nie. Ek is al dekades in hierdie bedryf. Hier byvoorbeeld is my suksesse net hierdie afgelope boekjaar. Ek gaan hom laat deurskrul.
Dis net hierdie boekjaar en ons is nou in Oktober. Dis 75% in die boekjaar in. Die boekjaar gaan tot einde Februarie volgende jaar. Dit is my suksesse net vir hierdie boekjaar. So, vertrou my, ek ken my werk. Die belangrike boodskap wat ek vir jou wil gee, veral vir jou as eienaar en verkoper, jy gaan nie 'n beter prys kry vir jou plaas as wat ek, Tjake Erasmus, vir jou kan beding nie. Ek het my manoeuvres, ek het my triks, maar ten minste lei my telefoon en ek kry 'n navraag, ek kry 'n koper met geld, ek bring hom en 'n mens kan onderhandel. En jy as verkoper gaan dalk 'n toegewing moet maak, maar die koper maak ook 'n toegewing en 'n mens sit 'n transaksie deur. En op die ou ende as hy transaksie deurgaan, is jy as verkoper tevrede en jy weet jy het die beste moontlike prys gekry vir jou plaas. Dis die belangrike boodskap wat ek vir julle wil gee. Deur van Tjake Erasmus en Game Farm net gebruik te maak, kry jy die beste moontlike prys vir jou plaas. Ek het my triks, ek het my manoeuvres, maar dis die eindresultaat. Dankie. Kyk, hoe staan hy hierso? Hoe mooi is dit? Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.